week sonder krag of water te begin, soos baie van ons hier in Pretoria het, is amper soos om jou dag te begin met die besef dat jou kar se battery is pap of jy het 'n pap wiel. Jy weet jy gaan laat wees vir jou eerste afspraak en dit gaan waarskynlik rippel in die res van jou dag en selfs jou week. Dis nie 'n lekker manier om die week te begin nie. Om daardie gemak waaraan jy so gewoond is, wat ontbreek uit jou daaglikse roetine, dit gooi 'n mens net heeltemal omver. Jy sê vir jouself wel, as die week so begin, kan dit seker net van hier af al hoe beter raak en jy probeer positief bly, maar hier binne voel dit asof jou eie battery so bietjie pap loop. En so tussen die frustrasie deur, besef ek net weer hoe bevoorreg is ons eintlik om frustreerd te kan wees sonder die gemak wat baie mense nie eers ken nie. Ek was toevallig by die huis toe die krag weer aankom, nadat die water gelukkig al klaar teruggekom het, maar soos wat die krag aankom, is dit amper asof die krag hier in my binneste weer aankom. Al daardie onnodige planne van waar gaan ons toestelle charge en waar gaan ons stort vanaand, die wasgoed wat net al ewig ophoop, al daardie eerste wêreldse probleme wat ek skielik nie meer hoef aan te dink nie, want die krag en die water is weer terug. Ek hoef nie onnodig gym toe te gaan net sodat ek kan gaan stort nie. Ons kan weer stort by die huis. Dis so 'n amazing gevoel dat ons kan weer die leë 5 liter waterbottels weggooi en hoef dit nie meer op te gaar nie. Ons hoef nie meer ergens anders te gaan volmaak nie. En ek bevind myself verbaas oor hoe gelukkig ek is om iets terug te kry wat ek daagliks vanselfsprekend aanvaar. So ek dink toe by myself, ek het al hierdie gevoel ergens anders ervaar. As 'n mens vir die eerste keer in 'n lang tyd weer by die kerk uitkom, of na 'n Bybelstudie toe gaan, of selfs net 'n halfuur uit ons dag uitvat en dit saam met die Here spandeer. Skielik kry jy dan ook weer krag, of dit voel of jou battery ook weer laai. Die Bybel leer ons dat Jesus is die lig wat deur die donker skyn. Hy sê vir ons, kom na my toe, almal wat moeg is en oorlaai is, en ek sal julle rus gee, sodat jou battery weer kan laai. Jesus is die lewende waters. Hy sê, kom na my toe, almal wie dors het en kom drink. En ek wil dit nou vandag nog 'n bietjie verder vat en sê, gaan ook na hom toe, almal wat vuil is en wat stink, want hy maak ons weer skoon en nuut. Hy gee ons weer nuwe krag. As jy dalk moeg en oorlaai voel, asof jy die week begin het met 4 papwiele, of dat jou water is besig om min te raak, maak tyd en kom vandag by die Here uit. En as jy wonder waarom te begin, maak net jou oë toe en begin deur te sê dankie. Dank U vir die alledaagse, dank U vir die vanselfsprekende, en sê dankie dat dit vir jou alledaags of vanselfsprekend is. Tot 'n volgende keer.